Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 14 Julie. Wysheid en volwassenheid. Klikvorming is grotendeels te wyte aan 'n oordrewe agting vir menslike leiers. Dit hou 'n groot bedreiging vir kerkeenheid en verlede se geestelike gesondheid in. Dit is so omdat verwronge sienings oor die Christelike bedieninge daartoe kan lei dat 'n kerk of gemeente 'n hoër agting vir 'n bepaalde leier het, wat uiteindelik tot nadeel van alle ander lidmate binne en buite die kliek is. Hierdie gedrag lei tot 'n kompetisieatmosfeer onder lede wat skeuring in die kerk of in die betrokke gemeente kan bring. Wat meer is, as ons menslike leiers behandel asof hulle die deurslaggewende faktor in ons Christelike identiteit is, loop ons 'n verdere gevaar. Jesus, wat veronderstel is om die middelpunt van ons lewens te wees, word so uitgeskuif. Lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Hoe beskryf Paulus die geestelike onvolwassenheid van die Korintiërs hier? Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, julle nie vleeslik nie. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Paulus stel dit onomwonde dat geestelike volwassenheid 'n waardering vir goddelike wysheid by die gelowige aankweek. 1 Korintiërs 2 vers 6 en 7 lees: Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. 'n Wysheid wat ons deur die invluisterende Gees ontvang, vers 13 sê vir ons, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. En wat hemelsbreed van die wysheid van hierdie wêreld, soos gelees in vers 6, dit wil sê menslike wysheid verskil, soos gelees in vers 13. Die wysheid van God word geopenbaar in die kruis van Jesus, soos gelees in vers 1 tot 4. In die besonder in die lyding, dood en opstanding van Christus. So, voordat Paulus met sy pleidooi vir samehorigheid voortgaan in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17, vra hy sy lesers om eers hul behoefte aan ware wysheid en geestelike volwassenheid in Christus te besef. Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan, en wie Apollos, anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang, want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê,
en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 17. Wyse en volwasse Christene het 'n geestelike en nie 'n vleeslike ingesteldheid nie. Hulle is nie babetjies nie, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 1. Hulle vergelyk geestelike dinge met geestelike dinge, omdat, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 13 en 14, die dinge van die Gees van God geestelik beoordeel word. Wyse en volwasse Christene eet vaste kos. Hulle drink nie melk nie, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 2 en lees ook gerus Hebreërs 5 vers 12. Die gelowige, soos gelees in Hebreërs 5 vers 13 en 14, wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy's nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hebreërs 5 vers 13 en 14. Argumentsonthaalwe noem Paulus 2 leiers se name en sê dat wyse en geestelike volwasse Christene nie sê, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 4, ek is vir Paulus of ek is vir Apollos nie. Hierdie mense is per slot van rekening geensins op 'n hoër vlak as die gewone lidmate nie, nee. Almal is, soos gelees in 1 Korintiërs 3 vers 9, arbeiders saam met God. As 'n kerk is ons God se saailand, gebou en tempel, soos gelees in verse 9, 16 en 17. Ons almal behoort aan God deur Christus, soos gelees in vers 11. Het dit al met jou gebeur dat 'n kerkfiguur vir wie jy groot bewondering gehad het, jou vreeslik teleurgestel het? Dink 'n bietjie daaroor na. Watter lesse het jy daaruit geleer?